Baie welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig. Soos ouer gewoonte gesels ons natuurlik weer met Prof Theo Venter van die Noordwes Universiteit. Baie welkom vandag by ons Prof. Ja, baie welkom. Kyk, soos dinge nou in die wêreld aangaan, gaan ons amper elke dag moet praat, want dinge verander nou op 'n dag-tot-dag basis. Maar kom ons beperk ons in hierdie gesprek tot 3 goed. Ons praat oor Donald Trump en die Wêreldekonomiese Forum, want dit was wêreldnuus absoluut. Ons praat oor back and claw, waar trek ons in Suid-Afrika en is die afkondigings wat gemaak is die regte goed, en ons praat 'n bietjie oor binnelandse politiek. Die land begin homself regkry vir die staatsrede wat kom, die begroting wat kom, en ons kommissies het nou weer begin sit, veral in die parlement. Ja, ek het gesien ons nogal nuus van ons plaaslike, of die land het weer amper begin, kan ek sê, hier van die 12de Januarie af, hier oor Kerstyd staan alles mos maar stil. Maar as ons dalk sommer kan begin bietjie met die Wêreldekonomiese Forum. Ek weet, dis nou baie in die nuus. Trump, Groenland, daar's klomp nuus rondom dit, wat baie onsekerheid skep wêreldwyd natuurlik. Kom ek begin net met die struktuur van die Wêreldekonomiese Forum. Ons ken nou ander strukture waaroor ek en jy al gepraat het. Die G7, BRICS, die G20, en nou by ons natuurlik nie meer welkom is. en nou die Wêreldekonomiese Forum. Die Wêreldekonomiese Forum is die byeenkoms van veral besigheidsleiers en akademici word baie sterk uitgenooi, en dan politieke leiers wat saak maak. Van ons leiers, Cyril Ramaphosa het al daar gepraat en dies meer. So die proses word elke jaar in Switserland aangebied, in 'n klein dorpietjie met naam van Davos, wat vol sneeu is, en van tyd tot tyd neem die politieke gebeure die voorstel of die agenda heeltemal oor. Vanjaar is 'n klassieke voorbeeld. Donald Trump, soos eintlik 'n politieke forum hierdie jaar, het 'n dag of 2 gelede 'n perskonferensie gehou in Washington, waarin hy baie uitgebreid gepraat het oor wat het hy bereik in die afgelope jaar, want hy was nou sopas 'n jaar lank president van Amerika in sy tweede termyn. En hy het daai toespraak amper net so gaan aanbied by die Wêreldekonomiese Forum. Ek het nie gedink hy sal die lande wat hy in die oog gehad het, en dis veral Europese lande, dis NAVO, dis Denemarke, dis Engeland, dis Duitsland, almal het pak slaag gekry, tot Noorwe ook, omdat hy nie 'n Nobelprys gekry het nie. Neem hy nou die Noorweegse regering kwaadlik, terwyl die Nobelprys word eintlik deur 'n komitee aangebied wat 'n trust verteenwoordig wat deur Alfred Nobel jare gelede gestig is. So die Noorweegse regering het nie eintlik seggenskap daar nie, maar wat Donald Trump aanbetref, is dit wat regerings doen. So hy kom in Davos aan en hy sê hy wil vir Groenland hê. Maak nie saak hoe nie, maak nie saak wat nie. En as hy nie Groenland kan kry nie, dan gaan hy Groenland inval. Dis die dreigement wat hy maak. En die hele Europa is eintlik geskok. En ons sien dit op die beste dat die goudprys spring van $4,700 'n fyn ons na $4,800 'n fyn ons. Dis altyd 'n aanduiding van onsekerheid wat die goudprys doen. My aanvoeling van die begin af was, luister wat Donald Trump sê, maar onthou die TECO beginsel. Die afkorting wat staan vir Trump, always chickens out. Want hy het mos 10% tariewe opgesit en om die Europeërs te dreig, het hy nou nog addisionele tariewe op enige iemand wat hom kritiseer of nie van sy voorstel hou nie. Nou, die sleutelpersoon wat Donald Trump gekalmeer het, by die Wêreldekonomiese Forum, want onthou nou, dis nie 'n forum vir staatshoofde nie, dis 'n forum vir besigheidslei, waar staatshoofde uitgenooi word. Maar met Donald Trump daar het dit heeltemal 'n ander karakter gekry. Dit het nou 'n gesprek tussen staatshoofde van die wêreld geword. Dit lyk vir ons asof Mark Rutte, die konservatiewe vorige premier van Nederland, wat nou die sekretaris-generaal is van NAVO, Trump kon koud lei. En voor hy op die vliegtuig geklim het 'n joernalis hom gevra, dis nou nog in Amerika, wanneer gaan jy Groenland inval? En ek en jy het al hier gepraat, Amerika het nie nodig om dit te doen nie. Hy het eintlik direkte toegang tot Groenland al vir jare. Hulle kan maar net gaan, hulle kan ingeval. Maar goed, toe hy nou die joernaliste vraag antwoord, sê hy vir
ek gaan nou Europa toe en nee, ek gaan nie vir Groenland inval nie, maar ek gaan julle verras met 'n transaksie. Toe weet ek, al hierdie dreigemente, dit is die lawaai wat Donald Trump skep om nou uiteindelik by sy transaksie uit te kom. En die slegte nuus is, in daai lawaai gee hy amper nie om wat hy sê nie. So 'n mens moet baie dikvellig wees wanneer jy nou na Trump luister. As jy iemand is met 'n sensitiewe siel, is dit baie swaar met Donald Trump in die omgewing. So jy moet maar bietjie dikvellig wees. En toe gister na sy gesprek op Davos en sy gesprek met NAVO, toe maak hy nou die aankondiging dat daar word nou gewerk aan 'n raamwerk vir Groenland. Nou, die raamwerk is nog nie bekend nie, maar ek wil amper my kop op 'n blok sit. Wat dink prof is hierdie tipe raamwerk, ja? Ek dink wat gaan gebeur is die Dene gaan vir Amerika die soort toegang gee wat hy eintlik al gehad het, maar baie meer spesifiek deur vir die Amerikaners te sê daai stukkie grond en daai basis en daai plek, die mag julle eksklusief ontwikkel met ons toestemming. Ja. Al wat ons soek in ruil daarvoor is A, B en C. En julle kan ook, as julle wil myn, sal ons vir julle myn. So ek dink hulle gaan alles kry wat hulle wil hê, maar hulle gaan nie kaart en transport kry van Groenland nie. Dit gaan sleutels kry om in te trek nie. Maar dit gaan Here Marcus in bly. So ek dink wat hulle maar ek dink die Trump dit in elk geval, soos prof nou praat, dit was nie eintlik sy hele doel gewees van die begin af nie. En dis wat ek ook dink. Ek dink hy wou net toegang gehad het sonder dat daar beperkings vir hom is. En ek dink dit gaan hy nou kry. Maar in die proses het hy soveel onsekerheid geskep en het hy soveel lande eintlik in die gesig gevat. Daarvoor sê ek, leiers moet ook maar leer dat jy 'n bietjie moet terugdruk. Byvoorbeeld die Kanadese premier het 'n baie sinvolle, realistiese 15 minute toespraak gegee. Dit moet ek ook sê. Trump het 15 minute gekry, toe gebruik hy 'n uur en 'n half. Maar niemand kon hom stop nie. Ja. Ek dink as die Chinese leier daar was, hy is nie daar nie, en hy het ook oor sy tyd gegaan, sou niemand hom gestop het nie. Dit is net maar wat jy kan doen as jy 'n groot land is. Die Kanadese premier het sy 15 minute gebruik en hy het gesê, hy gebruik die term van middelmoondhede. Soos Kanada. Ons is nie groot nie, ons is ook nie klein nie. Ons is deel van die G7. Ons gaan moet kyk met wie ons handel en hoe ons handel dryf. Maar ons kan nie die hele tyd, hy het nie die woorde boelie gebruik nie, want dis dom om die woord boelie te gebruik. Dit gaan dan direk op Trump gefokus wees, ja. En hy gaan reageer daarop. Ja. So hy het gesê, ons gaan ander handelsroutes en ander handelsvennote en ander handelsooreenkomste kry. En wat ek sien gebeur, is dat Kanada gaan baie nouer samewerking kry met Groot-Brittanje en met die Europese Unie. Ek sien hulle sterk handel met China ook geteken nou, spesifiek. Die afgelope week, juis vanweë die feit dat die Amerikaners dit so moeilik maak vir die Kanadese. Onthou, daar's twee goed waar sonder Amerika nie kan nie. Ja. Hy kry al hulle melk, feitelik al hulle melk kom uit Kanada uit en die meeste van hulle hout. En hulle het mos olie ook, baie sterk olie. Maar daai twee amper wil ek sê huishoudelike landbouprodukte is afkomstig uit Kanada vanweë die ongelooflike hoeveelheid hout wat die Kanadese het. Maar hulle swaar olies is net so belangrik vir die Amerikaanse ekonomie as Venezuela swaar olies. Ja. En ons het al oor Venezuela gepraat en baie mense het gedink in die lig van wat Trump gedoen het, hy het Venezuela oorgeneem. Hy het 'n regering daar wat hom nou goedgesind is. Alhoewel die huidige president van Venezuela kommunis is, pla dit hom nie want sy vooruit wat hy vra, maar die Amerikaners het nou groot oliebronne wat hulle beheer en hy het vrylik daaroor gepraat ook by die Wêreldekonomiese Forum. En so is dit die sogenaamde rare earth minerals, skaars aard minerale. En ek dink wat dit aan betref was Trump reg. Toe iemand hom daaroor uitgevra het, toe sê hy, kyk,
die skaars aardminerale is nie so skaars nie. Wat skaars is die prosesering daarvan. Hoe kry jy dit uit die grond uit? En wat dit dan betref is China die leier in die wêreld. Hulle het meer aandag daaraan gegee. Gelukkig sien ek in Suid-Afrika het ons nou by Mintech 'n soortgelyke proses het ons nou op 'n soort van 'n navorsingsbasis en ons het die projek nou begin en ons maak gebruik van die hope grond wat in Phalaborwa lê, wat daar by die Foskormyn uitkom, daar kom sekere aardminerale uit. So ons is nie asof ons nie ook sien wat aangaan nie, want Suid-Afrika is ook baie goed toebedeeld. Prof, maar ek wil 'n bietjie hoor, Trump het spesifiek in Suid-Afrika aan volksmoord verwys in een van sy toesprake. Ons verhouding met Amerika besig om te versleg, besig om dalk bietjie beter te raak, maar ons buitelandse beleid is nie eintlik dis nie goed. Ek wil 3 goed daaroor sê. Die vraag wat aan hom gevra is deur 'n Suid-Afrikaanse joernalis, Heidi Jokos, gevra. En sy het hom gevra, wat moet gebeur om jou anders te laat dink oor volksmoord? En hy het glad nie haar vraag geantwoord nie. Hy het maar net weer sy ou rympie herhaal, is dat daar is geweldige diskriminasie teen 'n sekere groep in Suid-Afrika en dis 'n baie slegte ding. Trump gebruik moes sekere trefwoorde, die woordjie terrible is altyd daarin, die woordjie beautiful is altyd daarin en hy hou baie daarvan om te sê you've never seen this of you've never had this. Hy gebruik 'n taal wat oordrywend van aard is. 'n Mens moet onder dit inlees as jy wil lees wat daar aangaan. So hy het nie die vraag geantwoord nie. Die verhouding word op die oomblik bepaal eintlik deur wat in die Kongres aangaan. In die Kongres het ons al daarna verwys dat AGOA is deur die Huis van Verteenwoordigers en hy word nou in die Senaat bespreek. Nou, die Senaat se voorstel oor hoe AGOA verleng moet word, is nie identies aan die huis nie. In die Amerikaanse wetgewende proses moet die 2 wette presies dieselfde wees, dan gaan dit na die president toe, dan teken hy. So in die huidige voorstel is Suid-Afrika in al twee, maar die 30% tarief staan nog steeds vas. So die voordeel wat AGOA vir ons sou gee, word eintlik geneutraliseer deur die 30% sanksies. En die Amerikaners, wat is die groot verskil tussen die twee, Prof? Hoekom is hulle nie presies identies nie? Die Huis van Verteenwoordigers het besluit om AGOA net vir 3 jaar te verleng en nie 'n bepaalde land uit te haal nie. Die voorstel wat op die senaatsvlak dien, het daar insette gekom wat sê Suid-Afrika moet uit. Wow. So dit is dit word tans bespreek en dan sal ons sien waar dit heen kom. Maar daardie wetgewing behoort in die loop van hierdie jaar afgehandel te wees en dan sal ons presies weet waar staan ons met die Amerikaners. Maar dit voel amper vir my so as hulle ons nou uithaal, dan straf hulle amper ons boere vir iets wat ons glad nie meer, dis nie ons buitelandse beleid amper, of die boere se buitelandse beleid wat hierdie onsekerheid met Simonstad en al die goed, dit het amper niks met hulle uit te waai nie, en maar hulle gaan gestraf word as ons uitgehaal word. Dit is omdat Donald Trump het 'n baie eendimensionele siening van Suid-Afrika. Suid-Afrika is 'n baie komplekse land. Ja. Nou mense moet versigtig wees. As jy 11 amptelike tale het, dan dis reg. En is 'n groot land. In terme van oppervlakte. En dis 'n land met 'n duidelike westelike gedeelte en 'n oostelike gedeelte, en 'n land met 'n duidelike noordelike gedeelte en 'n suidelike gedeelte waar boerdery verskil. Waar ons tans sit met Amerikaanse tariewe, kry die mielieboer en die melkboer en die beesboer voel dit nie. Ja. Maar die druiweboer voel dit. Die wynboer voel dit. Die ou wat volstruisvelle uitvoer, hy voel dit. So en die rosientjie manne. Hulle voel dit baie sterk want dit is produkte wat tipies Amerika toe gaan. So 'n mens moet ook daai onderskeid kan tref ten opsigte van AGOA en wat ons in AGOA wil hê en wat nie. Maar ek dink die tweede gedeelte van ons verhouding met Amerika lê in Suid-Afrika. Wie beheer ons buitelandse beleid? Is dit ANC-beleid wat deur die regering van nasionale eenheid uitgevoer word? Of is ons beleid die beleid van die regering van nasionale eenheid? En daaroor is daar nie duidelikheid nie en daar's baie stemme wat opgaan
dat die regering van nasionale eenheid gaan bymekaar moet kom en hulle gaan 'n sinvolle Suid-Afrikaanse buitelandse beleid moet ontwikkel, want tans bestaan dit nie. Dit lyk tans of die weermag ons buitelandse beleid amper bepaal met hierdie Simonstad onsekerheid wat hulle vir ons geskep het. Simonstad is chaos. Ons weet nie wie die Iranese uitgenooi het nie. Ons weet nie of die generaals luister vir die president nie. Ons weet nie of daar insubordinasie was. Ek dink of hulle net doen wat hulle wil daar. Maar ek wil die ding bietjie weier vat in Suid-Afrika. Ons het 'n probleem en een daarvan is die proses wat nou weer in die parlement begin het, die ad hoc komitee het nou weer mense wat hulle roep. Hulle het onlangs generaal Khumalo onder oë gehad en dan het hulle vir meneer McBride, die bekende Robert McBride gehad. Hy het hulle bietjie kwaad gemaak want hy het geantwoord wat hy wil, nie wat hulle vra nie. En Trump. En vandag het hulle die ander Makonazi, die man wat blou ligte in die Oosrand verkoop het, om hom bietjie te ondervra. En wat uit hierdie gesprek uit voorkom, wil ek nou koppel aan wat by die vloot gebeur het. En wat die hoof van die vloot al gedoen het deur die begroting van die vloot te kritiseer. En wat die hoof van geneeskundige dienste al gedoen het om die hoof van die weermag te kritiseer oor sy begroting. Die hoof van die weermag wat Iran toe is sonder toestemming. En dan nou hierdie vlootoefeninge. Dit lyk vir my asof daar sekere generaals in die weermag is wat hulle nie aan die president steur nie. En dit is eintlik 'n grondwetlike krisis, want die president is die opperhoof van die verdedigingsmag, van die Suid-Afrikaanse weermag. Hy is die grootbaas van die polisie en hy is die grootbaas van die intelligensiedienste. Met ander woorde, as hy sê wat moet gebeur, moet dit uitgeoefen word, en dit lyk vir my, daar's van hierdie generaals, veral die weermag, wat uit MK-geleedere uitkom, wat voel dat die president was nie in die loopgrawe tydens die struggle nie. So hulle gaan hulle nie regtig steur aan wat die president sê nie. En ek dink in hierdie week, dalk in volgende week, sal ons hoor wat is die uitspraak van hierdie ondersoekkomitee. En as daar nie een of twee ouens ernstig vermaan gaan word, en ek wil 'n raaiskoot waag en dink dat die hoof van die weermag, wat 65 jaar oud is en in Maart maand moet aftree, mag dalk gevra word om vroeër te loop. Want as daar so 'n ding gebeur in ons buitelandse beleid en die weermag se rol en wat die generaals doen, en ons moet Makonazi byvoeg. My gevoel verlede jaar toe hy op die 6de Julie gepraat het, het ek gedink hy gaan die volgende dag geskort wees. Nee. Maar dit is onmoontlik vir 'n generaal om sy minister so aan te vat soos wat Makonazi gedoen het, maar hy het oorleef en hy is heraangestel as die hoof van polisie in KwaZulu-Natal. So hier is 'n klomp goed hier wat reggetrek moet word, en my gevoel is op pad na verkiesing toe. So dis hierso's baie skaakspel wat nou baie mooi gespeel moet word. Een van die eerste boeke wat ek in Afrikaans gelees het, was 'n boek van Elsa Joubert met die naam van Ons wag op die kaptein. En ek dink as jy nou 'n boek moet skryf oor Suid-Afrika en oor Cyril, dan moet die titel wees Ons wag op die kaptein. Dat hy tog net na vore kom en optree in duidelike verband. Hy doen dit nie. En ek dink dit is in 'n hele paar gedeeltes in Suid-Afrika die groot versigtiging. Wanneer gaan Ramaphosa sy rug styf maak? Hy het dit in die ANC 'n bietjie gedoen hier in Desember maand. Ja, en toe het ons gedink, goed, hy het nou in sy finale jare van sy tweede termyn, hy kan nou bekostig om dit te doen. Maar ek dink met sekere ander goed en oor die Iran se betrokkenheid wat 'n direkte uitwerking het op ons verhouding met Amerika. Ja. Dit is vir my so maklik soos val uit 'n boom uit. As jy met 'n president soos Donald Trump werk, moet jy jou woorde mooi kies, jy moet kies wat jy doen en jy moet kies hoe jy dit doen. Maar jy kan nie op hom 'n klomp ideologiese dinge loslaat en mense wat jy nie weet hoe hulle gaan optree nie. Stap 1, moenie vir Iran na jou vlootoefening toenooi nie. Stap 1. Jessie, dis ja, anyway. Ons gaan nou nie 'n kommentaar lewer oor hoe dom dit was nie. Prof, back and close hier. Op almal se lippe natuurlik, moontlike noodtoestand, daar's 'n komitee wat nou bymekaar gesit is.
Wat moet ons regtig doen om hierdie ding nou ook te slaan? Want ek voel ons het al hierdie plannetjies, al hierdie noodtoestande, al hierdie goed, maar ek wil iets amper die Engelse woord tangible sien. Wat kan ons nou doen as 'n boer, as mense op die plase om hierdie ding nou saam te vat, hande te vat, hierdie ding nou uiteindelik klaar te kry? Wel, ek wil twee goed sê. Een, ek is nie 'n politikus nie, en twee, ek is nie 'n veearts nie. So as ek oor back and claw praat, dan praat ek eintlik van 'n beleidshoek af. Ja. En dit is eintlik jou vraag, wat kan ons doen? Back and claw is 'n pandemie. Hy's endemies aan Afrika. Navorsing wys dat alhoewel back and claw al baie jare gelede geïdentifiseer is en in ander lande ook voorkom, lyk dit asof dit uit Afrika uit na die res van die wêreld toe beweeg het. En wat Suid-Afrika nou moet doen, en ek is baie bly dat die minister John Steenhuisen 'n komitee aangewys het en die uitsprake wat hy gemaak het, dit beteken hy doen iets. Maar Stemme uit Landbou praat baie hard en sê dis nie genoeg nie. En die vraag wat jy vra, dui ook daarop. Jy kan nie back and claw in 'n silo hanteer nie. Met ander woorde, dis nie net Landbou se probleem. Landbouproduksie siekte, as ek dit so wil uitneem. Ja. Jy moet die volle prentjie in aanmerking neem, en die volle prentjie sal insluit Afrika varkgriep, en die volle prentjie sal insluit voëlgriep ook. En al hierdie goed moet saam gehanteer word. En nou, hier is die groot uitdaging. Ons kan dit hanteer op 'n mediese basis, die veeartse, maar hulle kan dit nie doen Vaksines as daar nie 'n dissipline in landbou is en in provinsies is nie. Hulle kan dit nie doen as boere die reëls oortree nie. Hulle kan dit nie doen as die boere, wat tans die geval is in op baie plase, waar hulle net eenvoudig nie back and claw aanmeld nie. Want die oomblik wat hulle back and claw aanmeld, dan kom hulle onder die vergrootglas en dan kan hulle nie gekwarantyne, jy kan dit nie skuif nie, jy word ekonomies amper dan jou kontantvloei is daarmee heen. ja. So daar's 'n hele klomp faktore waarna gekyk moet word, maar ek dink ons kan begin prakties om die streke waarin back and claw voorkom baie duidelik te omlyn en die vervoer van vee. Hierdie komitee wat ek sien dis bekende manne wat aangewys is wat die land wat landbou ken. Ek dink die heel eerste ding wat hulle moet doen, hulle moet in 'n vliegtuig klim en hulle moet windhoek toe ry. En hulle moet vir die boere en die georganiseerde landbou in Namibië gaan vra, hoe het julle dit reg gekry om back and claw so goed te beheer? Ek weet dis 'n groot land, dis 'n wye land. Dis hulle is omring met Afrika lande. Ons het dan maar hulle kry dit baie mooi onder beheer. En hulle gaan vir jou sê, stap nommer 1, dissipline. Almal volg die reëls. En as jy nie die reëls volg nie, word dit in jou opgetree. Jy kan vee nie skuif van hier na daar nie, en jy kan veral nie vee oornag verskuif nie. Jy moet gaan staan, want die skelms, die ouens wat eintlik die hele back and claw verspreiding fasiliteer, is ouens wat skelm beeste van areas vervoer, veral in landelike gebiede na gebiede waar dit nie is nie. Op die oomblik weet ons dat jou beste biosekuriteit as jy 'n veeplaas het, is dat daar 2 of 3 wildsplase rondom jou is. Die wild gaan wel back and claw kry. Van hier, ek moes al 'n kudu skiet wat back and claw gehad het, dis tragies. Die arme bok se kondisie was heeltemal af en hy kon nie loop nie en so meer. Maar jou veekudde is tot 'n mate beskerm teen die virus. En ons weet nou al, baie boere doen baie biosekuriteit, die ingang van plase en so aan. Maar hierdie virus, net soos die voëlgriepvirus en net soos Afrika varkgriep, kom op maniere in, of dit op die misses wat op jou motor se bande is, en of dit onder jou voetsole is, of waar ook al, hy skuif aan. Dit kan selfs deur die lug gedra word, dink ek. En dan is 'n baie belangrike deel, onderste poort, nie die veeartseny opleiding van tikkies nie, maar onderste poort, die besigheid, moet op dreef kom. Daar het ons groot toets gedop, en ek hoop die minister tree ferm op om daai basiese dienste wat gelewer moet word aan die Suid-Afrikaanse boer vinniger op dreef te kry.
Ek meen, dit bring ons amper nou terug na die probleme wat nou by die polisie is. As hulle amper nie eers kan uitsort wat binne hulle aangaan nie, hoe gaan hulle kan help om te moniteer dat hierdie goed nie geskei word en as dit nie so Heeltemal. dis nie amper net 'n landbouprobleem nie, dit gaan terug na die polisie toe, dit gaan terug na 'n Dis ook baie wel- verskeidenheid. Dis hoekom ek gesê het Back and Claw is nie 'n silo nie. Ja. Back and Claw lê dwarsliggend. Die polisie het 'n rol. Provinsiale regering het 'n rol. Die plaaslike regering het 'n rol. Die media het 'n rol. Almal het 'n rol wanneer jy 'n pandemie het, wanneer jy 'n noodtoestand het wat die grootste gedeelte van ons veekudde tref. En onthou nou, ons veekudde is 'n baie komplekse kudde. Ons het baie goeie kommersiële boere, ons het baie goeie teeleenhede, ons het uitstekende spesies plaaslik ontwikkel, soos byvoorbeeld die Bonsmara, en dan het ons volgens Nick Serfontein se berekening, ek haal hom nou aan, tussen 40 en 45% van ons kudde is kommunale beeste. As dit nie nog meer is nie, ja, dit Dis die beeste wat loop in die Transkei. Dis die beeste wat loop tussen Wolmaranstad en Bloemhof. Dis die beeste wat loop tussen Klerksdorp en ook in al die kommunale gebiede om die dorpe, alraai, ja. en baie van hulle dra Back and Claw en dit is nie so duidelik nie, want daardie beeste word nie gehou vir produksiedoeleindes nie. Ja. Dis meer 'n bate wat jy Kyk hulle bolla weer betaal mee en skiet goed. en sulke soort van goed. En ek het 'n idee, as ek die minister is en ek kry hierdie komitee bymekaar, gaan dit 'n fokusarea wees. Kom ons vat die kommunale beeste en ons ent hulle met 'n langtermyn ent. Dink prof, mense kan gaan kyk na boereverenigings. Kom ons vat nou voorbeeld vir die Smit se boerevereniging het nou nog nie. Kom ons sê hulle het vir een of ander rede nog nie Back and Claw seer nie. Laat hulle dan saam sê om saam te staan. Sê hoorie, ouens, kom ons dit dissipline binne ons begin dit kleiner eenhede, laat ons kleiner dissipline binne sê kom ons bring die beeste van buite af in nie en ons probeer dit dan ten minste beskerm. Ons kyk hoe help ons dan die kommunale ouens om seker te maak ons wisse dan moontlike Back and Claw binne in ons distrik dan ook uit, maar ons probeer dit dan binne in die situasie. En ons het nou tegnologie, ons het iets soos aanlyn veilings, daai tipe goed. Meer is dit. Ons het 'n wonderlike infrastruktuur ontwikkel in die landelike gebiede vir veiligheidsdoeleindes as kameras. Die meeste Dank aan die incompetence van ons polisie, ja. Ja, landelike gebiede het baie goeie begrip vir wie beweeg waar. So ek dink as die landbougemeenskap ook saam staan en sê kom ons gebruik die ander metodes wat ons het om die beweeg van vee te beperk. En as jy dit wil skuif, kry veearts, dan maak ons seker, ons kry 'n brief van die landbouvereniging af, dit is vry en jy kan dit dan skuif. Maar dan het die staat ook 'n baie groter rol. Die probleem met van Back and Claw en die ander twee siektes stuk genoem het, dit word deur wetgewing beheer. Nou as die staat sê, as jy Afrika varkgriep het, met jou hele kudde doodgemaak word, gat gegrou word, toegegooi word. Maar dan is jy as 'n boer, as 'n produsent, is dan in die moeilikheid, want dan beteken dit wie gaan jou die varke wat dood is vervang. Die staat is veronderstel om 'n rol daar te speel, om of vir jou te kompenseer, want jy moes volgens wetgewing opgetree het. Nou moet jy staat maak op jou versekering en al daai soort van goed. So die landbouprodusent is eintlik wat dit aanbetref in die moeilikheid. Ja. Ek dink die staat moet daar 'n meer simpatieke houding inneem, maar nou weet ons bronne is beperk. Daarom is voorkoming en die gebruik van bestaande infrastruktuur deel van hierdie totale oplossing. Nee, dit is baie insiggewend. Baie dankie vir prof se tyd vandag. Baie interessant soos gewoonlik om prof te gesels. Ons skakel in volgende week en gesels ons verder oor wat die nuutste nuus is en ek is doodseker daar gaan nuwe nuus wees, veral as ons na Trump se uitsprake kyk. Maar baie dankie vir prof se tyd. Ja, ons kan volgende week se program noem Die skaduwee van die Withuis oor Groenland. Dan speel ons 'n bietjie met kleur. So ligte groen skynsel. Baie dankie vir prof se tyd vandag. Plesier.